Afrikaanse skole, ons erfenis en ons toekoms. Ek is Leandie Breisler en jy kyk na Skoolslim. En by my vandag is ons gas Dr. Dirk Herman, die uitvoerende hoof van Solidariteit. Baie welkom hier by Dankie, ons. is lekker om hier te wees. Ek gaan sommer begin deur te vra, as ons terugkyk na die geskiedenis van Afrikaanse onderwys, watter mylpale het die grootste invloed op vandag se skole? Ja, Afrikaanse onderwys is absoluut deel van ons gemeenskap. Eugene Marais het 'n boek geskryf, Die siel van die muur. En daarin het hy beskryf hoe hierdie muurkolonies eintlik op 'n manier 'n siel het sonder dat hulle bewus is van mekaar. En daardie siel van die muur bepaal hulle totale bestaan. En ons siel van ons muur is onderwys. En dit kom eintlik al oor 'n baie lang tydperk. As jy kyk na die Anglo-Boereoorlog, was een van die vredesvoorwaardes dat gemeenskappe onderwys in hulle eie taal kan kies. Nou, dit was toe op die ouend 'n gebroke vrede, want na die oorlog is dit toe so dat Engeland Engels toe op skole afgedwing het. Maar omdat skool so deel was van die siel van daardie muur, was die reaksie daarop 'n hele klomp klein privaat skooltjies, die sogenaamde C&O skole. En daardie C&O skole het gesê ons moet die siel van ons muur in beskerming neem. Dit het later toe oorgegaan in openbare skole en baie openbare skole wat ons vandag ken, soos volksskole. Heidelberg kom uit daardie era uit. En so het daartoe 'n totale netwerk van Afrikaanse skole ontstaan. Maar die kern is, en as jy my vra wat is die groot deurbraak gewees, is dat ons 'n geskiedenis het van beskerming van ons siel, ons skole. So waarom is Afrikaanse openbare skole dan so 'n belangrike deel van die groter Suid-Afrika in die onderwyslandskap? Mens moet so 'n bietjie gaan kyk na daardie oorgang in 94. Toe was daar 'n skikking gewees. En deel van die skikking was dat skole in die hande van ouers sal bly. En daarom noem ons dit ook openbare skole. En nie staatskole. In die afgelope tyd het ons skole ongelukkig al hoe meer 'n staatskarakter begin kry. Maar openbare skole het beteken dat dit is in die openbaar se belang. So daardie gemeenskap vat verantwoordelikheid vir hulle skole. En dit beteken dus dat die ouers sê, ja, dit is in 'n openbare omgewing, die staat subsidieer, maar is ons verantwoordelikheid. En dit moet ons met alles wat ons het beskerm. Want wat ons gesien het die afgelope tyd is dat daar al hoe meer 'n sentralisering is van onderwys. Ons onderwys word al hoe meer verstaatlik. En Bella se groot krisis ook is daardie verstaatliking, die meer mag vir die staat. En dan verloor die ouers hulle skole en ons gemeenskap verloor die siel van ons muur. So Dirk het nou so klein bietjie aan Bella geraak, maar wat is van die groot uitdagings en die druk wat Afrikaanse skole tans beleef? Wel, ek wil eintlik sê die groot druk is staat. So, wat die staat op die oomblik doen is, hy is besig om letterlik die skoolomgewing te kaap. Dis 'n verbreeking van die 94 ooreenkoms, want 94 ooreenkoms het gesê gemeenskappe. So dit beteken meer self. Wat ons nou beleef is al hoe meer staat. So, Bella is tipies so 'n voorbeeld waar die staat sê, ek wil selfs oor julle taal en julle toelating, wil ek op die ou en die finale sê. As jy met onderwysers praat, dan kom jy agter dat hulle groot kwessie is voldoening. Dit is administrasie. Dit is vorms wat ingevul moet word, terugvoer, alles. Die staat is besig om skole dood te maak. So dis die enkele grootste ding en dit moet ons beskerm. Ons moet ons heeltyd veg om ons skole in die ouers se hande te hou, veral in die Afrikaanse omgewing. Het ons die krag van die ouer eintlik as vanselfsprekend begin aanvaar. As jy byvoorbeeld nou gaan na skoolbyeenkomste toe en jy sien net hierdie ongelooflike stuk kultuur wat daar plaasvind, ouers wat daar is, ondersteunend, as ons onderwys aan die staat gaan uitkontrakteer, gaan ons 'n ongelooflike prys betaal en dit is die groot risiko wat ons skole het. En wat die staat nou doen is, en dit is die ander groot risiko's, hulle gebruik demografie as 'n wapen.
soos wat demografie rondom skole begin verander, gebruik hulle dit as 'n wapen om skole al hoe meer te verstaatlik en uit die hande van die ouers te haal. Jy het nou ook genoem dat die skole, die Afrikaanse skole veral so lekker kultuur ook het en waar ouers betrokke is. Maar wat is jou opinie as daar nou Afrikaanse ouers is wat hulle kinders in Engelse skole wil sit? Wat is jou opinie rakende daai Engels as 'n wêreldstaal? Kom ons gee net 'n treukie terug en sê wat is skool? Skool is aan die einde van die dag oordrag. En nie net kennisoordrag nie, dit is oordrag van waardes en kultuur. Dit gaan eintlik min oor taal. As ons sê dat Afrikaans moet behoue word by 'n skool, dan is dit natuurlik ons voel ook sterk oor ons taal, maar dit gaan ook oor dit wat oorgedra word deur die taal. Dis wat behoue bly. En as iemand suksesvol is in die werksplek, is dit nie as gevolg van die persoon se kundigheid in taal nie. Ja. Dit is as gevolg van die waardes wat daardie persoon dra. Waardes, werksetiek maak jou suksesvol. En daardie waardes en werksetiek word juis deur Afrikaanse skole gedra. Baie versigtig wees as jy sê, ek doen eintlik afstand van alles anders, terwille daarvan dat my kind 'n taal moet aanleer om te kan funksioneer. Taal is regtig die minste struikelblok om te funksioneer in die wêreld daar buite. Waardes, dit is dit. En dis wat ons moet bewaar. En moenie daarvan afstand doen nie. Daarom sê ons vir mense, sit jou kind in 'n skool binne sy moedertaalomgewing waar daar 'n spesifieke waardeoordrag plaasvind. So watter foute maak ons as ons net oor die beskerming van Afrikaans praat en nie regtig visionêr oor Afrikaans in ons skole praat nie? Dit is die kernding. As ons praat van net Afrikaans, en dit is die gevaar, ons kan naderhand so begin dink, dit gaan net oor taal, en nou wil ons net die taal beskerm. Maar waaraan ons moet dink is, ons moet dink oor, ons wil die geslag beskerm. Ons wil kinders toerus om ook in 'n volgende geslag in te gaan. En dis wat ons eintlik mee besig is. Ons beskerm nie taal nie, ons beskerm die volgende geslag. Dis die visionêre deel, om te sê, wat gebeur môre? Ons is besig om met die kinders toe te rus. En daarom moet ons baie versigtig wees oor hoe ons met die taaldebat omgaan. Die taal is altyd 'n voertuig, iets binne 'n baie groter droom, visie, waardes van 'n gemeenskap. So Dirk, hoe sien jy 'n Afrikaanse skool van die toekoms as 'n mens nou 10 jaar of 20 jaar moet vorentoe kyk? Hoe lyk daardie ideale Afrikaanse skool? Ons begin eers weer en ons kyk 100 jaar terug. 100 jaar terug het ons gesê dat deel van die vredesooreenkoms, moedertaal, en deel rede daarvoor was gewees omdat daar oordrag moet plaasvind, en toe het ons gesê, dis deel van die siel van ons meer. Dis die sentrale tema. So, die vraag is, gaan daar nog Afrikaanse mense wees? 10 jaar of 20 jaar van nou af, hier in die suidpunt van Afrika? En die antwoord is beslis, om die waarheid te sê, ons gaan nog meer wees as nou. Connie Mulder van die Solidariteit Navorsingsinstituut wys dat Afrikaners kry nou weer meer kinders. Dit beteken daar gaan meer Afrikaner kindertjies hier rondhardloop oor 10 tot 20 jaar. En ons gemeenskap kan nie anders as om uitnemende skole daar neer te sit nie, want dit is ons siel. So as ek kyk oor 20 jaar van nou af, sien ek dus uitnemende skole. En dit gaan waarskynlik 'n kombinasie wees van openbare en onafhanklike skole. Hier by SOS kyk ons na 'n hele netwerk van gimnasiumskole. En daardie mooi kombinasie tussen die openbaar en die onafhanklik, sien ek dus een groot Afrikaanse skolestelsel wat weer eens die siel van ons muur gaan definieer. Maar dat daar uitnemende Afrikaanse onderwys gaan wees, is so, want ons gaan hier wees. Dankie, dit was Dr. Dirk Herman. Dit maak my sommer vreeslik opgewonde net om in die toekoms in te kyk en te kan sien maar hoe wonderlik Afrikaans is en dit as opvoedingstaal. So, as julle van hierdie video gehou het, deel dit asseblief met almal wat julle ken en ook
as jy 'n ouer is van jou kind, deel hierdie met jou kind se skool en gaan volg ook die Solidariteitsskole Ondersteuningssentrum op Instagram, op Facebook, op TikTok en dan ook natuurlik op YouTube. Baie dankie.